Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, vanmôre is daar 'n program met formidable dames, behalwe natuurlik van Spoedsmit wat nou hier was. Maar mind you, hy is so swaar van. Anyway, ons gaan 'n bietjie praat met een van los aan die lekkerste aktrises op die planeet. Margriet Meyer Rothenbeck is hier in die ateljee vanmôre. Goeiemôre dame. Môre. Jy's baie formeel, dame. Nee? Ja, nee, kyk, 'n mens moet respek gee, as respek te gee. Ja, as jy so oud raak, dan moet jy nie dan moet jy die waardige ou dame aanspreek. Asseblief. Minke was net nou hier. Ag, sy nie wonderlik. Ja, julle twee het mos al dieselfde jaar universiteit klaar gemaak. Ja. Ja. Hoorie, praat 'n bietjie met my oor hoekom jy so aanhou. Kom ons sê net maar eerlik, jy's 'n aktrise wat nie einde ken nie. Want Jou aan en aan en aan. papier, want ek moet eet en leef en petrol in my kar gooi en nie maar behalwe dit, ek is mal oor werk. So dit, en elke nuwe projek, terwyl ek besig is met een is al klaar 3, ek kom nie by alles uit nie. So daar's lysies en dan kom ek agter na 'n jaar, maar hierdie ding is nou al 'n paar jaar op die lysie en hy's nog nie gebeur nie. Ek dink as jy kreatief werk, is dit wat jy doen. Dis my suster sê nou vir my, hou op om so hard te werk. Jy kom hardloop hierdie hele land vol. Sê ek hou eintlik daarvan. Ja. Jy en Jennifer is dieselfde. Laat jy jou man enigstens rus oor naweke of maak jy vir hom ook lysies? O nee, hy gaan nie luister na my lysie nie. My man is very much sy eie mens. Raak. Hy gaan nie dat ek nee, hy skat jy 'n lysie nie. En lysie voorskryf. Glad en ook nie voorskriftelik. Nee, ek kan vergeet daarvan. Nee, Jurg doen sy, nee. As ek hom 'n lysie moet gee, nee. Gaan nie werk nie. Ek is eintlik heeltemal stom geslaan oor jy dit voorgestel het, hoor. Nee. Margriet, ek wil aansluit eintlik by Pierre se vraag, want jy is een van daai aktrises wat ook altyd die raad gee van skep. Skep jou eie werk, moenie wag dat iemand vir jou gaan sê, hey, hier's vir jou 'n rol nie, dit werk nie so nie. En jou proses, want dit is nou interessant dat jy sê, daar's soveel idees in jou kop. Sit jy party dan gaan, okay, ek moet nou dink aan die volgende idee, of gebeur dit nou maar net natuurlik, soos wat jy dinge sien en raak lees, en besig is met die een, dat die ander een natuurlik daai uitvloei? Byvoorbeeld, ek en Frank Opperman het 100 jaar terug skouspel aangebied. Ja. Né? Toe het ons daai tyd al gesê ons gaan eendag 'n show saam doen. Maar dit was obviously bedoel om toe te gebeur het, Ja. né? Maar dit gebeur nie. Dis soos kom ons braai, ons gaan braai, né? Ja. En toe loop ek om laersjaar November weer raak en ons sê toe weer ons gaan braai. En toe die volgende dag te bel kom, toe sê ek Frank, ek ken jou nou lank genoeg. Ons ken mekaar goed. Gaan ons dit nou ons hoef dit nooit te doen nie. Ja. Maar dalk moet ons besluit ons gaan dit dan nie weer sê nie. So of ons doen dit nou, of ons sê nee, eintlik wil ek het maar net gepraat, of nee, ek het nie nou tyd toe kom ons doen oor 2 jaar. Maar ergens moet jy die telefoon optel en die oproep maak. Okay. So nou doen ek en Frank 'n show saam. Eerste vir alles wat by Suid-Oosterfees begin het, waar hy nou ons Adam en Eva speel. Dis die prototipe, die eerste huwelik. Die eerste mense wat die gehoor weet wat kom. Ja. Hulle weet nie. Hulle word met bomskok getref. Weet die Armageddon van 'n Kain, die eerste kind. Wat is dit? In elk geval so dis Wessel Pretoria is geskryf, is lieflik, maar om jou vraag te antwoord, met ander woorde, jy moet die bal aan die rol sit. Ja. En sodra jy dit gegee het, dan val die puzzelstukkies in plek. Partykeer moet jy 'n bietjie forceer en die kant hou. Dis om die besluit te neem en te begin. Ja, dis is maar die ding. En dan loop hy. So daai net byvoorbeeld so begin, Ja. maar daar's baie ander wat ook nog lê. En dit is gewoonlik wanneer iemand raakloop en dink, ja, jy sien hy spaak en jy dink met jou wil ek iets doen. True. En hoe ouer ek raak, kan kies jy mense van jou. Ja. Want jy's op die pad heeltyd. Ja. En jy's ure in mekaar se geselskap. Die verhoogstukkie is net 'n klein stukkie. Jy moet van die mens hou. Dit moet lekker wees. Toe ons al gerepeteer het, daar was nie een dag dat ek gedink het, voete sleepie. Dit was lekker. Ja. Dit moet lekker wees. Jy's op die pad ook met ouma. Ja. Of Jy was ouma nou- is op die pad met my. Jongens, man, jy was nou gister was jy in die Atterbury Theater. Ja, wonderlike Hoe die gehoor. show vir ouma gegaan in die Atterbury Theater? Heerlik, vol gehoor. Ek is so dankbaar want ek weet ons is 'n luukse. Ek weet die ekonomie, ek weet mens wil nie swartgallig wees nie, veral nie op 'n maandag nie, maar ons is 'n luukse. Ja. So as iemand jy het 'n keuse om 'n kaartjie te koop en dan moet ek sê baie dankie, want mens is dankbaar. Hulle was 'n lieflike gehoor. Dis my man wat jy nou gesê het ek nie luister nie. Hy skryf die teks, né? Die vorige ouma is op pad nou soos by ouma en die ou koeie het ons meer beklei. Hierdie een het ons minder beklei. Hierdie een ek het gesien, daai skets hou ek regtig nie van nie. Hou regeer dit vir iemand anders.
Die ene hou ek regtig van. Kom ons bou hom uit. Maar hy het 'n wonderlike teks vir my geskryf. En ek kan maar die lê in die teks. Ja. Ek kan nie 'n vrot teks snaaks maak nie. Ja. Hy het 'n slim teks geskryf. Dit is my so mooi dat jy dit sê, want ek sê altyd die beste akteur kan sleg lyk met 'n slegte teks en 'n average akteur kan goed lyk as die teks baie goed is. Teks is die begin van alles. As dit jy kan nie 'n vrot teks goed speel nie. Jy kan hom nie fix nie. Nee. In feite is nee, alles begin by 'n goeie teks. En die volgende fees waarmee jy nou is? Okay, so ek is nou hierdie week hierbo, né? Ek is in Krugersdorp Woensdag en dan is ek Vrydag in Vrede en dan is ek in Sekunda by die nuwe Umuzi teater wat ek baie Pragtig opgewonde is om teater. te sien. Ek het dit nog nie gesien nie toe ek laas daar was, toe bou en breek Hoor, en dis 'n mooi plek. en dan is ek in Kempton Park by die Manna Sentrum konferensiesentrum Sondag. En daarna gaan ek die volgende fees doen is die Vrystaat Kunstefees. Vrystaat toe. Ja, ouma en die ou koeie, sy sleep hulle almal saam soontoe. Vrystaat toe. Hoor jy praat oor hierdie komiese aanslag. Destyds toe jy Dolwe Dolla nog gedoen het. Die eerste keer op besluit het ek tel hierdie karakter op. Het jy geweet jy het 'n natuurlike komiese aanslag of is dit iets wat jy gedink wat jy so half onkant gevang het oor hoe gemaklik of hoe goed jy daarmee is? Alles wat met my gebeur word uit nood uitgebore, hoor. Ek het nooit gedink ek gaan op die verhoog staan nie. Ek het drama gaan swat wat was my stokperdjie. En toe op die einde toe hou ek nogal daarvan. Ja. En toe ek my neers in kinderteater doen, toe begin ek regtig daarvan hou. Maar toe besef ek het nie genoeg geld om te skryf direk. Ek moet ook maar act. Maar ek wou nie eintlik daai deel doen nie. En toe act ek ook nou maar. En so nee, en om waarheid te sê, my dosent, die hoof van die departement daai tyd het gesê, jy's 'n okay aktrise, maar net nie komedie doen nie, jy het regtig nie. Toe maak ek 'n lewe daaruit. Maar dit was uit nood uit ook gebore. Ons het destyds revues aan mekaar gesit en dan was 'n komiese skets en ek het hom die beste van die mense daar in daai geselskapie gedoen. Dit beteken nie ek was goed nie. Dit beteken ek het die beste daar uit afgekom. En komedie is lekker. Komedie is nie maklik nie. Jy sal baie goed weet, dit is moeilik want jy moet dit maklik laat lyk. Hulle mag nooit sien jy werk nie. Ja, die gehoor mag nooit dink, "Joh, sy werk daarom nou hard." Jy mag nooit vir jouself lag nie. Nee. Nee, ek wil ook nie vir myself lag nie. Ek vind myself baie boring. Maar en is lekker, dit is gesond. Wat lekker van komedie vir my is lekker as jy gehoor lag. Ja. Dis gesond. Dis gesond vir hulle, dis gesond vir jou en dis nodig op hierdie stadium. Ons vroeg daarom verskriklik in die land. Ons doen nee, maar ons is wel goed dat ons plat druk teen die grond. Dat jy moet nou 'n bietjie wegbreek en 'n bietjie lag. Ons moet lag. Ja. Maar 'n lag is genesing. Sodra jy kan lag vir 'n situasie. Ja. Dis wat ouma ook maar doen, daar's baie satire in. Sodra jy verlag, begin jy dit verteer. En ouma is maar 'n skinderbesigheid. Ons hou van skinder, nee. Ouma is 'n skinder, maar kyk sy glo sy praat die waarheid. Sy sê almal wil graag die waarheid hoor, maar die waarheid moet dit oor hulle gaan nie. Sodra almal wil die waarheid hê, want as jy die waarheid is, dan wil jy dit nie hoor nie. Ja. Dit is maar die waarheid. Ja. Yes. En dit is skinder, maar dis mos skinder uit jou perspektief. So daar's altyd stertjies en storieetjies en iets wat dit is en almal herken dit. Almal herken dit. Dat ek sê later iets vertel van Jennifer se ook skinder. Skinder. Baie dankie hierdie moeite gedoen om vanmôre 'n draai te maak na die show gister, jy seker poot uit. Nee, lyk ek vir jou moeg? Nee, ek weet net nie hoe julle dit doen nie, want ek moet vir jou sê elke halfuur het ek op my horlosie gekyk of ek al verslaap het. Ja, jy lê wakker mos. As jy wag vir 'n ding, jy lê wakker. Maar baie dankie dat jy nog steeds so blakend gesond en beeldskoon is vanmôre op die televisie. Hou net aan. Margriet Meyer-Rodenbeck, sy trek net kykers die hele tyd. Dit sal ek kom ons al gedoen. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Ek gaan ook iets met 'n lae hals begin dra. Dan trek ons nog kykers. Maar baie dankie dat julle vanmôre gekyk het na ons. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan daar's al musiekvideo's, ons praat oor sosiale media terugvoer. Ek het nie 'n lae hals nie. Ek het 'n lae hals.